kyk vanoggend na 1 Petrus, en ons kyk daar na die eerste 2 verse van Petrus, so 1 Petrus vers 1 en 2, en ons lees uit die 54 vertaling, of die 33 vertaling, soos ander hom dan nou ken. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontius, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Uitverkorenes volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Sover ons geleesde gedeelte, en ek sien julle kan sien dit is redelike gelaaide verse. Ons gaan baie sê, ongelukkig gaan ons iewers moet stop, maar daar is baie te vind ook net in daardie, ek het oorspronklik gedink om dit selfs 3 preke te maak, maar terwille van julle het ek besluit op 1. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help. Here, U is waardig dat ons nie net hierdie uur aan U sal afstaan nie. U is waardig dat ons ons lewe sal wy om niks anders te doen as om U te verheerlik nie. En ek vra Here dat U ons dan sal help, dat selfs net in hierdie uur ons gedagtes nie ver van U sal wegneem nie. Dat ons vol hoop en vol fokus sal begeer om meer te leer dit wat U vir ons wil hê, wat U vir ons wil wys ook uit hierdie teks. Seën ons in ons tyd saam en lei ons deur die Gees. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Of julle dit nou glo of nie, statistieke sê dat 85% van Suid-Afrikaners is Christene. En ons weet dis nie waar nie. Jy hoef net te gaan werk, jy hoef net by 'n inkopiesentrum in te gaan, jy hoef net na by 'n robot te stop of op straat te loop om te weet dis nie waar nie. Ons weet eintlik in werklikheid dat die meeste mense in ons land is ongelowiges. Maar hulle sê hulle is Christene. Ons weet ook dat Christendom word elke dag meer onpopulêr. Mense verag die waarheid van God se woord. Maar ons is nog nie waar dit was in die dae van die Nuwe Testament toe Petrus hierdie brief geskryf het nie. Verseker was 85% van die Romeinse ryk nie Christene nie. Om die waarheid te sê, Christene was vervolg en vermoor vir hulle geloof, elke dag. En ons beleef nog nie daardie beproewing nie, ons beleef nog nie daardie sterk aanval op ons geloof nie, maar dit mag kom. Dit mag kom. Dit alles sê ek om net vir julle te verduidelik dat die Christene wat by mekaar gekom het aan wie Petrus hierdie brief skryf, was 'n ou klein groepie gelowiges wat in huise by mekaar gekom het in verskillende stede en verskillende gebiede. En dit was mense wat nie ligweg met geloof omgegaan het nie. Hierdie was mense wat baie ernstig was, wat nie halfhartig was in die manier hoe hulle God aanbid het nie. Nou Petrus skryf hierdie brief aan gelowiges in die gebied wat vandag gesien word in moderne tye as Turkye. Dis omtrent die area waar hierdie gelowiges by mekaar gekom het, moderne Turkye. En hulle het geweldige vervolging beleef en so hulle het bemoediging en versterking nodig gehad. En dis die doel van Petrus se brief. Hy wil hulle bemoedig. Hy wil hulle versterk in hulle geloof. Dit was 'n gemengde gemeente, daar was minstens 'n paar Jode in die gemeente, maar oorhoofs was die gemeente heidene. En ons kyk dan vanoggend net na hierdie eerste 2 verse, na die seëngroet vir hierdie brief, onder hierdie titel, vreemdelinge op pad na hulle ewige tuiste. Dat die ware gelowige is 'n vreemdeling met hemelse burgerskap, en ons moet dit nie vergeet nie.
En die eerste ding wat Paulus, of Petrus, ek moet aanhou, ek het nog nooit Petrus se briewe gepreek nie, so Paulus is nog in my gedagtes, maar die apostel Petrus is ons eerste titel, of ons eerste hoofpunt, die apostel Petrus, vers 1a. Nou wie is Petrus? Petrus is daar die hals oor kop, eksentrieke disipel van die Here Jesus Christus. Dis wie die skrywer is van hierdie brief. Volgens Markus hoofstuk 1 vers 16 tot 17 was hy en sy broer vissermanne en Jesus het hulle kom roep, onthou by die see van Galilea, en hy het hulle kom roep en vir hulle sê kom word vissers van mense. Ons leer in 1 Korintiërs 9 vers 5 dat Paulus sê vir ons, Petrus het 'n vrou gehad. Ons weet niks van haar nie, sy word nêrens anders in die Bybel genoem nie, maar hy sê, Paulus sê, het ek nie ook die reg om soos Petrus 'n vrou te hê nie, onder andere, is wat hy daar sê. Maar sy het hom vergesel, oral waar hy gegaan het, sê Paulus vir ons daar. Ons weet ook dat sy naam was nie altyd Petrus nie, sy naam was eintlik Simon. Nee, dis hoe hy gedoop is, of gebore is, korreksie. Hy was nog nie gedoop nie. Nie as kind nie, in elk geval. Dis Jesus wat hom Petrus genoem het. En waar is daai verhaal? Dis in Matteus hoofstuk 16, vers 13 tot 18. Daar het Jesus vir Petrus die naam Petrus gegee. Onthou julle die verhaal? Jesus vra sy disippels, wie sê die mense is ek? En die mense sê, die apostel, die disippels sê vir Jesus, hulle sê, u is Johannes die Doper, of u is Elia, of Jeremia, of een van die profete. En dan vra Jesus hierdie vraag, en wie sê julle is ek? En dis Petrus, hals oor kop Petrus, wat antwoord namens die disippels en sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En direk daarop is Jesus se antwoord, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou Petrus, die Griekse woord vir rots, is Petros, en dit sou natuurlik ook wees wat sy naam is. Petros is die naam, of die Griekse woord vir rots, en so ons kan verstaan, Petros, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou ons weet daar's baie misverstande oor Petrus, en oor hierdie stelling wat Jesus gemaak het, en dit is belangrik dat ons hierdie goeders moet deurdink. Jesus sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En daarmee bedoel hy nie dat die kerk sal gebou word op Petrus self nie, soos die Rooms-Katolieke glo nie. Maar die kerk sal gebou word op hierdie fondament, hierdie belydenis wat jy sopas afgelê het, dat U is die Christus, die Seun van die lewende God. En natuurlik is daar 'n sekere sin waarin Petrus inderdaad 'n rots was van die kerk, want Petrus was een van die apostels, nê, wat aangestel is deur die Here Jesus, die opgestane Here Jesus Christus homself. In Efesiërs hoofstuk 2 vers 20 en Efesiërs 3 vers 5 sien ons dat die kerk sal gebou word op die fondament, op die rots van die leer van die apostels en die profete. So dis wat Jesus bedoel wanneer hy sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Hy verwys na die belydenis van Petrus, terwyl Petrus self dan een van die apostels was, wat in 'n mate dan die fondament van die kerk was. Hulle leer, nie hulle self nie, hulle leer. En kom ons vergeet nie, net in geval ons groot idees van Petrus het, dat dieselfde Jesus het 6 verse verder ook interessant iets van Paulus Petrus gesê en ook verwys na 'n rots. 6 verse later, so Matteus 16 vers 17 sê hy, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En dan 6 verse later in vers 23 van Matteus 16 sê hy, gaan weg agter my Satan,
want jy is vir my 'n struikelblok, in die Griekse woord daar, Petrus. Omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. En Jesus het dit natuurlik gesê vir Petrus, hoekom in daai konteks? Want dit was net na Jesus die profesie gemaak het om te sê, ek gaan moet sterf en sal opstaan op die derde dag. En Petrus het gesê, nee Here, nooit nie. En toe sê die Here, gaan weg agter my Satan. So dieselfde Petrus wat die rots, of die een is wat daai belydenis gemaak het, dat hy is die Christus, is dieselfde Petrus wat Jesus oomblikke later die Satan genoem het, en 'n struikelblok. En so die hele punt is dat Petrus was nie uitgesonder of meer belangrik as enige van die ander apostels nie. Inderdaad, hy was 'n apostel, maar hy was net een van 12. Hy was nie die eerste en die belangrikste onder die apostels nie. En dit is so, Petrus was baie instrumenteel, maar hy was nooit verhewe bo enige van die ander nie. Met dit gesê, Petrus was 'n apostel. En wat is 'n apostel? Apostel volgens Handelinge 2 vers 42 was een wat ander geleer het oor die geloof. Dit was hulle taak. Hulle moes ander leer oor die geloof. En Handelinge 10 vers 42, hier's die belangrike ding. Jy kon net 'n apostel wees as jy self deur die opgestande Here Jesus geroep is tot daardie taak. Jy moes die opgestane Here Jesus Christus gesien het en hy moes jou uitstuur met die krag om te betuig dat Christus, dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en die dode. Die Here Jesus Christus moes jou self aanstel en jy moes 'n getuienis gaan wees onder mense vir jou om 'n apostel te wees. 'n Apostel kan homself nie aanstel nie. Hy moes aangestel word deur Jesus Christus self. En deur Jesus Christus self uitgestuur word, wat beteken, daar is nie en kan nie vandag meer apostels wees nie. Dit was 'n besondere gawe vir die besondere tyd, deur wie God sy woord geopenbaar het aan die mensdom, en deur wie hy sy kerk begin het en geplant het. En dit bring my dan by die werklikheid wat dit beteken as Petrus 'n apostel is en die apostels het 2000 jaar terug gelewe en hulle bediening het tot 'n einde gekom, dan beteken dit dat die woord van God is klaar geskryf. God het vir ons gesê wat hy vir ons wil sê. God gaan nie met ons praat deur drome of deur ander dinge nie. God het klaar gesê wat God wou sê. Die 66 boeke van die Ou en Nuwe Testament is die volledige en genoegsame openbaring van God. En dit het ons ontvang deur God, van God self, wat hierdie besondere mense aangestel het, die profete van die Ou Testament, die apostels van die Nuwe Testament, wat besonder hierdie mense aangestel het met die taak om sy woord vir ons te bring. Ons moet ons geloof ook bou, nie op die opinies van mense, of die opinies van sielkundiges nie. Maar ons moet ons lewe en ons geloof bou op die leer van die Nuwe en die Ou Testament, die woord van God, en ons mag daarby nie byvoeg of weglaat nie. Nie weglaat daai dinge wat ek nie van hou om te leer nie, of daai dinge wat ek nie van hou nie. Moenie weglaat nie, moenie byvoeg en sê, wel, dis wat die Bybel sê, maar ek sê nie. En ons moet nie self te was en vir onsself herinner, dat daar is nie dele van die skrif wat minder belangrik is as ander dele nie. Maar dat die hele skrif is deur God ingegee met hierdie bepaalde doel, om ons te leer oor die hele leer van God. En in Christus natuurlik is dit die vervulling. Dis God se woord aan ons, deur sy apostels en deur die profete, en Petrus self was een van daardie apostels. Maar dit bring my by ons tweede punt. Hy skryf aan die verstrooide
uitverkorenes. Nou, die vertaling hier is nie vir ons baie behulpsaam nie. Die woord wat in die eerste woord in vers 2 hoort eintlik halfpad deur vers 1. Maar die feit is uitverkore is eintlik veronderstel om uitverkorenes te wees. En dit het niks verband met die feit dat ons uitverkore is volgens die voorkennis van God nie. Dit is deel daarvan, maar die uitverkorenes sluit alles in wat in daardie eerste 2 verse gesê word. Hulle is die uitverkorenes deur God, deur Christus, en dis hoekom hulle die dinge beleef wat hulle beleef, en hoekom hulle gaan deur waar hulle gaan, en hoekom hulle is waar hulle is. Nou, ek het gesê dat Petrus skryf aan 'n oorwegend heidense gehoor, en nie almal stem met dit saam nie. Johannes Calvin stem nie met my saam oor dit nie, so toevallig. En die rede hoekom baie ouens nie saamstem nie, is omdat hulle twyfel, omdat Petrus so baie Ou Testamentiese verwysings maak in hierdie brief. Hy gebruik baie Ou Testamentiese beskrywings en woordeskat, en hy praat van dinge wat tipies is aan Jode en tipies is aan die aanbiddingsstyl van Jode. Net in ons 2 verse om vir julle te wys hoe diep en hoe duidelik daar 'n Joodse invloed in hierdie brief is. Luister net in ons 2 verse. Julle sien die woord vreemdelinge, die woord verstrooiing, die woord uitverkore, die woord besprenkeling of die gedagte besprenkeling met bloed. Dit alles verwys na die Joodse volk of na die Joodse volk se gebruike, hulle godsdienstgebruike. Nou die rede hoekom ek en ander behoudende eksegete van ons dag oortuig is dat dit nie spesifiek Jode was nie, is dit, dat daar is beskrywings wat Petrus in hierdie brief maak, wat glad nie op Jode van toepassing sou wees nie, en wat hy as 'n Jood nooit van Jode sou gesê het nie. Kom ek noem net vir julle 2. 1 Petrus 1 vers 18, net 'n paar verse aan. Petrus sê, julle is nie deur verganklike dinge soos silwer en goud losgekoop, en dan hierdie woorde, uit julle ydelle lewenswandel wat deur julle vaders oorgelewer is. Sou Petrus as 'n Jood sê dat die Joodse vaders het ydelle lewenswandels gehad? Verseker nie. Maar hy sou dit sê van die heidene, want dit was waar. Dis presies 'n beskrywing, 'n tipiese beskrywing van hoe die heidene was. Hulle lewenstyl van hulle voorvaders wat heidene was ydel. Maar hulle is nie meer in die ydelle leefstyl nie. Hoekom? Want hulle het tot geloof gekom in Christus. Nog 'n voorbeeld. 1 Petrus 4 vers 3. Hy beskryf die goddelose dinge waarmee hy sê hierdie mense het hulle self besig gehou. Ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye, ongeoorloofde afgoderye. Dis baie dinge waarvan jy die Jode kon beskuldig, maar afgoderye onder andere was verseker nie iets waarvan Petrus self 'n Jood, sy medegelowiges uit die Jodendom sou beskryf nie. Dit was nie dinge waarvoor die Jode algemeen bekend was nie, maar dit was wel presies die dinge waarvoor die heidene bekend was, soos ons self weet, en nog steeds is. En so heidene wat in die gemeente was, sou in elk geval 'n begrip gehad het van die Ou Testament en die Ou Testamentiese beskrywings. Hoekom? Want hulle was alreeds gelowiges. En met ander woorde, waar sou hulle geleer het? Wat sou hulle geleer het Sondag as hulle in die kerk ingekom het? Nie die Nuwe Testament nie, want dit was grootliks nog nie geskryf nie. Hulle sou geleer word uit die Ou Testament. So hulle sou die Ou Testament geken het. En meer as dit, elkeen van hierdie Ou Testamentiese beskrywings is nou waar van die heidene, net soos wat dit waar was van Israel van ouds. Met dit gesê, daar was definitief Jode in die gemeentes wat Petrus hierdie brief aanskryf. Hoe weet ek dit? Want Handelinge hoofstuk 2 vers 9 sê vir ons dat op Pinksterdag, toe Petrus op Pinksterdag gepreek het daar Jode gekom en het hulle tot geloof gekom en hulle is
Hulle het gekom uit Kappadosie, Pontius en Asië, 3 van die gebiede wat Petrus hier in ons brief noem. So ons weet daar was Jode in daardie gebiede, maar dit was nie groot oorhoofs 'n gebied van die Jode nie, daar was enkele Jode in 'n heidense gebied. Maar daardie Jode, soos ons weet, het dan tot geloof gekom. En hulle was dan sekerlik deel van hierdie gemeente ook. Nou hier is nou die vraag, hoekom skryf Petrus 'n brief aan 'n oorwegend heidense gehoor? Galasiërs hoofstuk 2 vers 7 tot 8 vertel vir ons dat Petrus was geroep grootliks vir 'n Joodse gehoor. En Paulus was geroep vir 'n heidense gehoor. Maar ons is sopas deur die boek van Romeine gegaan, het ons nie. En hoeveel van daai name wat Paulus daar lys, was die name van Jode? 'n groot persentasie. Hoeveel van dit wat hy daar skryf is van toepassing gewees op die Jode? So wat ek probeer sê is, Paulus, hoewel hy grootliks aan heidene geskryf het, het ook onder andere bedien onder Jode. En dieselfde is waar van Petrus. Onthou net gou vir 'n oomblik, wat gebeur in Handelinge hoofstuk 10 vers 14? Handelinge 10 vers 14, die Here sê vir Petrus deur 'n visioen, hy moet Kornelius se huis ingaan. Onthou julle? Hy kry hierdie visioen van kos wat nie kosher is, en beteken dat 'n Jood mag nie hierdie kos eet nie. En dan kom die engel van die Here en sê vir Petrus, eet. En Petrus sê, daar's nie 'n manier nie, ek weier, ek sal nie eet nie. En verder weier hy, ek sal nie in Kornelius se huis ingaan nie, want sê hy in Handelinge 10 vers 28, vir 'n Joodse man, dit is nie geoorloof vir 'n Joodse man om met iemand uit 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek nie. Wat is die hele punt van daai visioen wat in Handelinge 10 gebeur? Die hele punt van dit is wat die Here vir ons sê in Handelinge 10 vers 15. Dat wat die Here rein gemaak het, mag ons nie onheilig ag nie. En die hele punt is, daai visioen het niks gegaan oor kos nie, terwyl dit ook waar was van kos. Daai hele visioen was met die doel om vir Petrus te sê, die heidene is nie onrein nie, en jy as 'n Jood het die reg om as 'n gelowige in die huis van 'n ander gelowige in te gaan, selfs al is dit 'n heiden. En die hele punt was om vir Petrus te sê, dat hy die geleentheid ook het om onder die heidene te bedien. En hy het. Daar is geen meer onderskeid nie. En terwyl dit so is dat Petrus grootliks onder die Jode gewerk het en Paulus grootliks onder die heidene gewerk het, was daar nooit by een van die twee van hulle uitsluitlikheid in die saak nie. Daar is nie meer onderskeid nie. Maar dit alles nou gesê, oor hoekom Petrus aan hulle skryf, wat sê Petrus van hulle, en dit bring ons nou terug by die teks, né? Petrus beskryf hulle op verskillende maniere. Die eerste ding wat hy van hulle sê is, hulle is inwoners. Hulle woon, sê in Pontius, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. So dis die plekke, soos ek genoem het, dis in die moderne Turkye en daai omgewing. En dis waar hierdie mense gebly het. Dis al wat hy sê, julle bly in hierdie dorpe, of in hierdie gebied. Dis nou soos om te sê vanoggend, julle is die gelowiges uit Boksburg en Brakpan en Benoni en Kempton Park. Dis al wat dit sê is, dis die plekke waar julle gebly het. Maar sê Petrus, julle is daar as vreemdelinge, né? Vreemdelinge. Nou vir ons om dit te verstaan, daar's vreemdelinge in ons land ook, is daar nie? Daar's baie Zimbabweërs in ons land. Nou sommige van hulle is onwettig hier, kom ons vergeet vir 'n oomblik van dit. Maar daar's baie Zimbabweërs wat vandag in Suid-Afrika is, wat wettiglik hier is. Is ek reg? So hulle het die reg om hier te wees, maar hulle kom van 'n ander land. En dis presies wat Petrus sê wanneer hy sê, julle is vreemdelinge. Die mense in daardie gebied van Pontius, Galasië, Kappadosie, daardie mense sou hulle reken as
vreemdelinge. Petrus sê, julle is vreemdelinge onder hierdie mense. Julle het die reg om daar te wees, maar julle behoort aan 'n ander wêreld. En wat is die wêreld waaraan hierdie gelowiges behoort? Dit beteken nie net, julle behoort aan 'n ander land nie. Wat Petrus probeer sê, julle is vreemdelinge, want julle behoort nie in hierdie wêreld nie. Julle is in hierdie wêreld, maar julle is burgers van 'n ander wêreld. Julle mag dalk tans hier bly, maar julle behoort aan 'n ander wêreld. Die ewigheid, die hemelse wêreld is julle besitting, of dis waar julle hoort. En verstrooides is die volgende terme hoe hy beskryf, is maar net dieselfde ding van die ander van die ander kant van die muntstuk af. So in ander se oë, as ons nou dink aan die Zimbabweërs, ons sien hulle as vreemdelinge, né? Maar hulle moet hulle self sien in hulle eie oë, en dis die beskrywing wat hy dan nou hier gee, as verstrooides. Dis natuurlik 'n term wat Israel van hulle self gebruik het wanneer hulle onder die heidene was, né? Toe hulle self onder die heidene was, byvoorbeeld in Deuteronomium 28 vers 25 en Jeremia 34 vers 17, veral in die tyd toe hulle in die woestyn was, daardie 40 jaar van wandeling, het hulle na hulle self verwys, ons is die verstrooides, ons is hier, maar ons hoort nie hier nie. Nee, dis maar wat dit beteken om te sê ek is 'n verstrooide. En dis waarvan alle gelowiges, ons mag elke dag, en oral waar ons gaan, is ons omring deur mense wat rondom ons rond beweeg, maar hulle dink en doen nie soos wat ons dink en doen nie. Ons is verstrooides onder die goddeloses. Ons is verstrooides hier in hierdie wêreld, en ons sien uit na 'n dag wat Petrus self beskryf in 2 Petrus 3 vers 13, wanneer ons 'n nuwe hemel, wanneer daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees, waarin geregtigheid sal woon. Dis waarna ons uitsien, om heen te gaan na ons eie plek, daar waar die Here, ons beloofde land wat die Here vir ons beloof het. Vierdens beskryf Petrus hulle as uitverkorenes. En ek gaan dit nie probeer verduidelik nie, ek gaan bloot net Deuteronomium 7 vers 6 tot 8 aanhaal. Dit verwys na die uitverkorenheid van die volk Israel, maar let op hoeveel van hierdie woorde is waarvan ek en jou, en hoe hierdie beskrywing absoluut van toepassing is op elke gelowige. Deuteronomium 7 vers 6 tot 8, want jy is 'n volk geheilig aan die Here jou God. Jou het die Here jou God uitverkies om uit die volke, uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, en nie omdat julle meer was as die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle lief gehad het, en die eed gehou het, wat hy vir julle vaders gesweer het, het die Here julle met 'n sterke hand gelei, en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Letterlik, elkeen van daai beskrywings is van toepassing nie net op die volk Israel nie, maar op elkeen van ons, as gelowiges. God het ons uitverkies. En God het hierdie mense aan wie Petrus skryf uitverkies, nie omdat hulle beter is as ander nie, maar omdat hy hulle lief gehad het. En daarom is ons syne, en daarom sal sy beskermende hand oor ons bly vir altyd. Elkeen van ons sal dit ontvang alleen op grond van sy genade sonder verdienste. Petrus beskryf hulle op nog maniere, daar is nog 3 maniere waarop Petrus hulle beskryf. Die volgende een is, hulle is vooruit deur God geken. Nee, daar in vers 2, die voorkennis van God, volgens die voorkennis van God die Vader. En wat dit beteken is, dit beteken nie dat God het vooruit gekyk in die toekoms en gesê, Leon gaan glo. Dis nie wat dit bedoel nie. Die voorkennis van God praat van die feit dat God besluit en bepaal het voor die grondlegging van hierdie wêreld wie gered sal word.
Dat hy bepaal het wie in hom sou glo. En meer as dit gaan nie net oor wie in hom sou glo nie, maar volgens Romeine 8, vers 28, daai vers wat ons so verlief is. Maar kom ons stop vir 'n oomblik en dink wat daai vers vir ons sê. Romeine 8 vers 28 sê vir ons, dat elke bepalende ding wat in jou lewe gebeur, elke ding wat in jou lewe gebeur, is deur God beskik, is deur God bepaal. En hy het dit bepaal nie om jou skade aan te doen, maar alles ten goeie mee te werk vir die wat hom liefhet en geroep is na sy voorneem. Elke liewe ding in jou lewe is deur God bepaal voor die grondlegging van hierdie wêreld, deur die voorkennis van God. Nou dink vir 'n oomblik aan wie skryf Petrus. Petrus skryf van gelowiges wat geweldige vervolging en beproewing deurgaan, meer as wat enige van ons ooit in ons lewe miskien hopelik sal deurgaan. En hy sê vir hulle, julle is daar waar julle nou is. Julle beleef wat julle nou beleef op grond van die voorkennis van God. En dit is nie om God in 'n slegte lig te plaas nie. Maar dit is soos ek vanoggend die erediens begin het. Dis alwaarin 'n gelowige hoop het. Is die feit dat God is in beheer. En God is besig om wat ook al met my te gebeur, besig om dit ten goeie mee te werk vir die wat hom liefhet. So deur die voorkennis van God, en dan sê hulle is geheilig deur die Heilige Gees. En nou Petrus praat hier van die werk wat gebeur die oomblik toe hulle tot geloof gekom het. Hy praat nie van die werk van heiligmaking wat daarop volg nie. Hy praat spesifiek van die werk van die Heilige Gees wat hulle tot geloof gebring het, want hy sê dis wie julle is. Wie julle is die wat geheilig is deur die werk van die Heilige Gees. Toe julle daardie dag tot geloof in Jesus Christus gekom het. Paulus gebruik dieselfde beskrywing in 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 11, hy sê, moenie dwaal nie, geen oreerder of afgodendienaar of egbreker of wellustige of sodomiet of dief of gieraard of dronkaard of kwaadspreker of rower sal die koninkryk van God beerwe nie. En dan luister na hierdie woorde. So enigiemand wat in daai sonde skuldig is, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. En dan sê Paulus, en dit was sommige van julle. Maar wat het gebeur? Julle is afgewas. En julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van ons Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees van ons God. Daardie oomblik toe jy uit die duisternis na die lig gekom het, daardie oomblik toe jy in die Here Jesus Christus geglo het, daardie oomblik is jy deur die Heilige Gees heilig verklaar. En dis waarna Petrus hier verwys. Julle is die heiliges van God. En natuurlik, die logiese gevolg is, die oomblik wanneer ons tot geloof kom in die Heilige Gees ons heilig, die gevolg van dit is dat ons word meer en meer heilig, nee, daar volg 'n leefstyl daarop. Maar dis nie wat Petrus hier in gedagte het nie, hy het dit in gedagte in vers 15 tot 16 van 1 Petrus. Wanneer hy spesifiek praat oor die feit dat daar moet heiligmaking in ons plaasvind, omdat ons geheilig is deur die Gees. Maar wat is sy punt? Julle is verander in julle harte, julle is geheilig deur die werk van die Heilige Gees. En dan die laaste deel, die laaste beskrywing, hy sê, julle is gehoorsaam en besprenkel, in Jesus Christus. Nou, deereens praat hy hier van dit wat gebeur die oomblik toe jy tot geloof gekom het. Nou, daar is geloofsgehoorsaamheid is 'n leefstyl. Ons het dit laasweek gesien in 1 Petrus, in Romeine 15, daai laaste verse. Geloofsgehoorsaamheid beteken ek moet nou elke dag leef in my geloof. Ek moet leef in gehoorsaamheid aan dit wat ek glo. Maar, soos ek laasweek ook vir julle gewys het, in Romeine hoofstuk 1 vers 5, het Paulus verwys na geloofsgehoorsaamheid as daar die eerste oomblik van tot geloof kom, en dis waarna Petrus hier verwys ook. Romeine 1 vers 5 sê Paulus, geloofsgehoorsaamheid, hy sê, ek is geroep as 'n apostel om geloofsgehoorsaamheid te kry onder die heidene. Wat sê hy? Ek is geroep om die evangelie te gaan verkondig onder die heidene, sodat hulle tot geloof sal kom. Selfde ding wat Petrus hier sê.
So hierdie mense in hierdie gemeente was hulle wat geloofsgehoorsaam moes wees aan Jesus Christus. En dan kom daar die vreemde beskrywing daar in die einde van vers 2, of middel van vers 2, die besprenkeling van die bloed van Jesus Christus. Nou, die oomblik toe ons tot geloof gekom het, op daardie oomblik is ons besprenkel met die bloed van Jesus Christus. Wat beteken dit? Dat die geregtigheid van Jesus Christus is op my gereken. Sodat wanneer God na my kyk, dan sien hy Christus, en wanneer God na Christus kyk, dan sien hy my. Dis wat dit beteken. Ons is besprenkel met die bloed van Jesus Christus. Nou, daai woord besprenkeling weer eens kom uit die Ou Testament, nee. Vat julle terug, daar's baie offers in die Ou Testament, maar daar's net een offer waar die mense besprenkel was met bloed. En wat se offer was dit? Eksodus hoofstuk 24 vers 5 tot 8 op die berg Sinai. En God sluit 'n nuwe verbond met sy volk. En die helfte van die bloed van daai dier wat geoffer word besprenkel op die altaar, soos wat die gebruik was in die Joodse gebruik, maar net die helfte van die bloed. En die res van die bloed word besprenkel oor die volk. Hoekom? Om te wys, julle is nou deelgenote, julle ontvang nou deel van hierdie verbond wat gesluit is. Hierdie verbond is nou met julle gesluit, julle is ingesluit by hierdie verbond. En wat sê Hebreërs 12 vers 23 tot 24, belangrike vers daai, Hebreërs 12, 23, 24, sê dat Jesus is die middelaar van die nuwe verbond, en die bloed van die besprenkeling wat beter is as die van Abel. Ons is in 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament is gesluit met ons as gelowiges, wat beter is as die ou verbond. En hoe het God daardie verbond geseël? Deur die bloed van sy eie seun. En hoe weet ons is 'n deel van daardie verbond? Die bloed van die lam is op ons gesprenkel. Die bloed van Jesus Christus is op ons besprenkel. Hy het die prys betaal vir my sonde. En in hom het ek ewige hoop. En so Petrus beskryf dan hierdie gelowiges as inwoners wat vreemdelinge is, wat verstrooid is en uitsien na hulle ewige tuiste, maar nietemin, ten spyte van al hierdie dinge wat waar is van hulle, ten spyte van die feit dat hulle is op 'n plek waar hulle nie voel hulle hoort nie, en waar hulle in werklikheid nie hoort nie, hulle is uitverkies. Hulle is uitverkies. As gevolg van die voorkennis van God, wat hulle geheilig het deur sy Gees, wat hulle gehoorsaam gemaak het aan Jesus Christus, deur hulle te reinig deur die bloed van Jesus Christus. Dis wie hulle is. En dis wie elkeen van ons is, as ons in Christus is. Ek hoop dis waar van jou, dat jy is een van wie al hierdie dinge waar kan wees, en van wie al hierdie dinge gesê kan word. En dit bring ons dan by ons laaste punt, 'n drie-enige seëngroet. Ons is spul verse daar, ek gaan nie deur elke vers gaan nie, ek gaan om die waarheid te sê nie deur een van hulle gaan nie. Dis sal sien hulle is in hakies. Die rede is, dis maar net verwysings na presies dieselfde woorde wat ons in ons eie teks vind. So, dis wat Petrus se beskrywing is. Hulle is uitverkore vreemdelinge van die verstrooiing wat volgens die voorkennis van God deur die heiligmaking van die Heilige Gees tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus is, omdat hulle gereinig is deur die bloed van Jesus Christus. En dis wat hulle is. En dis wat ons is. En hier's die ding, dis die belangrike ding wat ons moet raak sien. Hulle was dit nie en ons is dit nie omdat ons dit verdien nie. Ons is dit en hulle was dit omdat die drie-enige God alles so bewerk het, dat dit is wat hulle sou wees. Reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld is bepaal en bewerk wie dit sou wees wat glo.
En reeds voor die grondlegging van die wêreld is dit bepaal waar ons lewens sou loop. En wat met ons sou gebeur. Nie deur God die Vader alleen nie, maar deur die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat nog altyd die heilige drie-eenigheid was. Die Vader het reeds toe bepaal wie sy kinders sou wees voor die grondlegging van die wêreld. Die Heilige Gees het toe reeds voor die grondlegging van die wêreld bepaal wie is dit wat hy sou heilig. Die Here Jesus Christus het toe reeds bepaal wie dit sou wees wat deur sy bloed gereinig sou word en wie aan hom gehoorsaam sal wees deur geloof. En toe reeds het hy bepaal met wie 'n Nuwe Testament deur sy bloed gesluit sal word. En omdat dit waar is dat ons voor die grondlegging van hierdie wêreld deur God self gekies is om sy eiendom te wees. Omdat dit waar is al wat ons nodig het vir enigiets waardeur ons in hierdie lewe gaan, is net twee dinge. Die genade en vrede van God. En watter beproewing ons ook al mag deurgaan, dit is vir ons genoeg. Dis al wat ons nodig het. Die genade en die vrede van God. Die genade en vrede is natuurlik die algemene seëngroet van die Nuwe Testament. Ons sien dit oral, daar's die teksverwysings. Paulus gebruik dit letterlik in elke liewe een van sy briewe, gebruik hy die woorde genade en vrede, behalwe vir 1 en 2 Timoteus. Al sy briewe gebruik hy hierdie selfde seëngroet. En wat beteken dit? Genade en vrede is 'n kombinasie, en dis belangrik, is 'n kombinasie van die seëngroet van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Genade is die woord van die Nuwe Testament. Die genade wat ons vind deur die bloed van Jesus Christus, nee. Die seën van die nuwe verbond is dat ons het die genade van God. Ons het God se genade ontvang as onverdiend is in Jesus Christus ons Here. En wat is die genade, of wat is die seën van die Ou Testament? Dat die kinders van God sal met hom vrede hê. Shalom is die Hebreëse woord. Ons ken daai woord, nee. Ons gaan vrede hê met God. En so wat sê dit vir ons? Wat Petrus vir ons hier sê, is dieselfde God van die Ou Testament, is dieselfde God van die Nuwe Testament. Die God van die Jode is die God van die heidene. As hulle in Jesus Christus genade en vrede vind. Maar Petrus gaan verder, nee, hy gebruik nie net die woorde genade en vrede nie, hy sê, mag dit vir julle vermenigvuldig word, sê hy. Mag dit vir julle vermenigvuldig wees, sodat wat ook al die beproewing is wat jy op die oomblik deurgaan. En ek weet nie wat julle deurgaan nie, sommige van julle weet ek, ander weet ek nie. Maar wat ook al jy besig is om deur te gaan, daar is oorvloedige genade, daar is oorvloedige vrede te vind net in Jesus Christus. Die drie enige God is heeltemal in staat om vir jou alles te voorsien wat jy nodig het vir dit waardeur jy nou gaan. En al wat jy moet doen is vra. Amen. Kom ons bid. Here, dit is nie 'n maklike teks nie, en dit is nie maklik gewees om hierdie dinge te besin dalk ook nie. Maar ons weet, Here, dat U is 'n genadige en 'n liefdevolle God. En dat U woord spreek tot die harte van U kinders. En so bid ek, Here, dat U vir ons sal help. Dat ons nie net sal hoor wat die woord sê nie, maar dat ons sal uitgaan en leef in die sekerheid van dit wat die woord ons leer, en dat ons ook dader sal wees, gehoorsaam sal wees, aan dit waartoe ons geroep het, omdat U ons geroep het om te wees wat ons is. Ons dankie vir Petrus, ons dankie
vir die gemeentes aan wie hy geskryf het. En ons dankie dat hierdie brief vir ons behoue gebly het, en dit het net vir ons behoue gebly, nie omdat Petrus belangrik is, of daardie mense selfs belangrik was nie. Maar dit is vir ons behoue gehou, want u het deur hierdie woorde u self aan ons geopenbaar, ook vandag, sodat ons sal leer en leef in ooreenstemming met u wil. Help ons dan vanoggend om gehoorsaam te wees en te leer ook wat u vir ons wil leer. In Jesus naam. Amen.